Geen ander filosofie, wêreldleier, geestelike leier, bekende, geagte, gewaande, bied aan jou en my, wat deur die boodskap van Goeie Vrydag aan ons gebied word nie. Daar is geen filosofie, geen oortuiging, geen sienswyse, geen reël en geen regulasie, geen dissipline, wat dit wat aan ons verkondig word op Goeie Vrydag, hoegenaamd naastenby ewenaar nie. 'n dag van pyn en smart vir Jesus Christus. 'n dag waarin hy uitroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? 'n dag waarin die son verduister, duisternis op die aarde neerdal, donkerte, Golgotha, Jerusalem, die wêreld omvou. En tog word dit 'n goeie dag genoem. Waarom? Waarom so verskriklike dag Goeie Vrydag noem? Die liedredigter stel dit so mooi wanneer hy sing. Kosbaar is die bloed eens gestort, vir 'n wêreld van sonde besmet. 'n goeie dag, wat hoop in die wêreld indra, wat hoop bring vir iemand soos ek, vir jou, vir die gevallene, vir die verdrukte, vir die hopelose, vir die verslaafde, as gevolg van die bloed van Jesus Christus. Kom ons kyk vlugtig na die goeie dinge wat die gestorte bloed van Jesus vir ons kom aanbied. Hebreërs 9:22 tot 26. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis plaas nie. Kan ook lees Matteus 26:28. Die bloed van Jesus bied vir ons vergifnis van ons sonde. Ek en jy kan vergewe word. Soos Johannes dit stel in 1 Johannes, die eerste hoofstuk, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Die bloed van Jesus bied vir ons regverdigmaking in en deur verlossing. Efesiërs 1:7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Romeine 3:23 en 24 stel dit so mooi, want almal het gesondig. Ek ook. Jy ook. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Nou, dis belangrik om te merk dat die regverdigmaking of dan die vryspraak is meer as 'n teologiese, juridiese begrip, maar dit vind plaas in samehang en samewerking met 'n godsdaad van verlossing deur sy bloed. Ons hoef nie langer slawe van sonde te wees nie. Sy bloed kan ons vrymaak van alkoholverslawing, nikotienverslawing, woedeverslawing, depressieverslawing, dwelmverslawing, of watter ander verslawing ons ook al mag hê. Ons word regverdig gemaak
deur verlossing. Ons word ook vry gemaak van die toorn van God. Romeine 5:8. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is deur sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Romeine 8:1 sê dit mooi. Hy sê daar's geen veroordeling, dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Die bloed neem my na 'n wandel in die gees. Red my so van die toorn van God, wat hang oor my sondige vleeslike lewenswyse. Ek word daaruit verlos in 'n nuwe lewe in. Op 'n ander plek staan geskrywe, sodat ons vrymoedigheid kan hê in die dag van oordeel. Dink jou daarin. Dis die oordeelsdag. Jy staan nie in sidder nie. Jy's verlos van die toorn van God. Jy het vrymoedigheid in daardie dag. Daar is verdere dinge. Die bloed bring ons naby God, of dan in 'n intieme verhouding met God, in vrede met God, in vriendskap met God. Efesiërs 2:12, en ons lees vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Die wonderlike wete en geestelike belewenis van Immanuel, God is met my op pad. Hy werk in my hart, hy werk in my lewe, hy werk in my gewete. En die Bybel sê, die bloed reinig ons gewete. Hebreërs 9, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Soos Johannes het stel in 1 Johannes 1:9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy maak ons skoon. Hy maak ons gewete fyn en skerp, sodat ek onmiddellik weet wat is verkeerd as ek iets wil doen. Is dit, hy gee my onderskeiding tussen goed en kwaad, reg en verkeerd. Hy skryf my gewete nuut, sodat ek kan leef soos hy wil hê en onskuldig kan bly voor hom. Die bloed gee mens oorwinning oor die bose, en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, en die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Openbaring 12 vers 11. En ten slotte, soos Dominee van der Merwe vanoggend gesê het, die bloed van Jesus Christus, die lam van God, bied ons beskerming. Soos die bloed aan die deurposte in Egipte die Israeliete teen die doodsengel beskerm het. Luister, daar is geen persoon, geen profeet, geen oudste, geen leraar, geen guru, geen geestelike, wat kan vergelyk en bied wat Jesus Christus ons bied deur sy bloed nie. Maak nie saak hoeveel aanhang hulle het, hoe populêr hulle is, hoe mooi die goedjies klink wat hulle jou vertel nie, hoe hulle help om te ontspan, dit bring eenvoudig nie naaste by wat